Baie welkom by ons 6de episode in die reeks oor die Vroeë Kerk. Ek is Dani Vermaak, 'n leraar by NG Larespark gemeente. En ons sit hier in 'n herberg studio saam met my kollega Sheldon Graham. Sheldon, baie welkom. Sê, dankie Dani. Sheldon is baie opgewonde oor hierdie tema wat ons vandag oor gaan gesels. Hy sê hy het 'n skripsie oor dit gedoen. Dit beteken jy moet 'n paar boeke gelees het en ingedien het by die Universiteit van Pretoria om jou graad te kon kry. So Sheldon is 'n kundige en ek gesels graag met hom oor die tema van hierdie, so groot woord, ek gaan dit vir jou verduidelik, eskatologiese dringendheid. Eskatos is die eindtyd, of die leer oor die logie, die leer oor die eindtyd, so wanneer mense partykeer praat van as die wederkoms, of wanneer Jesus terugkom, of wat ook al. So dit gaan oor die leer en die verstaan van dit. En daar is baie al geskryf en gesê, maar wat ons wel weet is, anders as vandag. Nou gaan ek met 'n storie begin. Ek het nou nog 'n gesprek met my dogtertjie, sy is nou 11 jaar oud, oor die eindtyd, of sy maak ergens 'n opmerking oor iets wat eendag gaan kom, maar nie in haar leeftyd nie. Sy is so vas oortuig daarvan. En ek dink haar woorde simboliseer iets wat baie van ons moderne gelowiges glo. Ons glo nie Jesus gaan ons leeftyd kom nie, en daarom lewe ons nie asof hy vandag gaan kom of môre gaan kom nie, maar ons werk baie hard aan ons pensioen, ons fokus is om goed by mekaar te maak, sodat ons daarom as ons eendag oud is, nog 'n flout gaan wees. Ja. Maar die Vroeë Kerk het anders geglo, en Sheldon gaan ons baie vertel ook daarvan. Die Vroeë Kerk het regtig geglo dat God se toekoms of sy eindtyd of sy wederkoms baie naby is. Ons leef eintlik, sy wederkoms is baie naby. Nou die begrip oor die eindtyd is baie belangrik. Ek hoor na die dag iemand praat oor die eindtyd as die eindtyd wat met tekens aanbreek, en die eindtyd is nou hier. En ek en Sheldon nou na die Lukas teks gekyk, en Jesus sê baie pertinent, daar's nie tekens vir die koms van die koninkryk nie, maar hy praat eintlik nie net van hy praat nie sy wederkoms, hy praat eintlik van die koninkryk wat aangebreek het. Maar die eindtyd, glo ons, het aangebreek alreeds met Jesus se kruisiging. Ons leef in die eindtyd al 2000 jaar. Nou, dit kan 'n lang tydjie wees. Maar die Vroeë Kerk het regtig geglo dat soos Jesus opgevaar het na die hemel, gaan hy enige oomblik terugkom. En ek lees 'n paar tekste net saam met jou. As jy kyk na die Markus Evangelie, hoofstuk 1 vers 15, sê Jesus daar, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom. En dit is inderdaad so, dis nie die eindtyd nie, dis nie die wederkoms nie, sy koninkryk het aangebreek. Maar in Matteus 24 vers 42-44 sê, waak dan, weet julle, want julle weet nie wanneer die Here kom nie. Wat hy sê, dit is 'n verrassing, hulle verwag het enige tyd. Romeine skryf Paulus daar, Romeine 13 vers 11 en 12 sê, die uur het aangebreek, die nag is ver gevorder, die dag is naby. Dis hierdie ons gaan 'n bietjie praat oor wat gaan als hier aan. Die 1 Korintiërsbrief 7 vers 29 tot 31, die tyd is kort, die wêreld soos ons dit ken gaan verby. Jakobus 5 vers 8 tot 9, die koms van die Here is naby, hy staan voor die deur. Dis soos nou, dis nou enige oomblik. En as ons met hierdie tekste lees, en ek sien daar Openbaring, is daar ook deel van die liturgie in die Vroeë Kerk gewees, hulle sê, kom, kyk, sê Jesus, ek kom gou, ja, ek kom gou. Ek weet bijvoorbeeld as die Jode, as hulle op die Pesach gevier het, die Paasfees, met die sedermaal, het hulle altyd 'n sitplek vir Elia oopgehou. Soos Elia lewendig in die hemel opgevaar het, hulle ook verwag, Elia gaan enige tyd aan hulle deur kan klop, en dan sal dit baie ongasvry wees, as jy 'n stoel vir plekkie het om aan tafel. So ortodokse Jode doen dit vandag nog. So daar is in geloofsgemeenskappe, maar ook by hierdie Vroeë Kerk, hierdie verwagting van Jesus gaan enige oomblik terugkom, waar ons vandag anders glo. Ons het nie daai verwagting nie, ons het nie hierdie groot woord immanent nou, dat Jesus gaan gebeur nie. Vertel ons 'n bietjie, hoe die Vroeë Kerk, wat se effek het dit op die Vroeë Kerk se geloof gehad, en hoe hulle God verstaan het, en hoe hulle gelewe het, teenoor ons vandag, wat glad nie dit verwag nie. Wel, ek dink jy het klaar 'n goeie punt gemaak met die stoel wat oop is vir Elia, nê? Ja. En dit wys net vir ons hoe
die verskillende sienings reeds in daai tyd was Ja. oor die wederkoms en hoe dit ontwikkel het in die verskillende groepe. Ons sien duidelik die vroeë Bybelskrywers daai idee glad nie van Elia wat terugkom nie. Want ons lees dit in die evangelies en dan sê hulle net nee, los vir Elia daar waar hy is. Hy kom nie terug nie. Ja. Daar moet nie plek gemaak en ons hoor nooit weer eintlik van Elia wat terugkom as ons hoor van wederkoms nie. Die groot tema in die Nuwe Testament oor die wederkoms is nie net oor Jesus wat terugkom nie. Dit gaan oor die koninkryk van God wat kom. Ja. Daai twee kan nie losgemaak word van mekaar nie. En dit is belangrik vir vandag se gesprek want ons idee van koninkryk is ook bietjie anders as die Nuwe Testament. Ons dink aan koninkryk soos die middeleeuse konings, die al daai King James, al daai ouens kastele, hoe hulle gewerk het. O ja, ja. Nuwe Testament is meer in die lyn van die Romeinse Ryk tipe koninkryk. In die Engels is dit makliker om te sê eintlik die koms van die empire. Die hemelse empire. Dit is eintlik wat Jesus bring. Ja. En dis eintlik wat die wederkoms aankondig is die begin van 'n nuwe empire. En ons lees veral soos iemand soos Lukas wat dit vir die Romeinse Ryk probeer verduidelik vir mense in wat status en hoë rang het in die Romeinse Ryk, want hierdie woorde begin nou rondvlieg al in die Nuwe Testament se tyd, in die vroeë kerk van hier kom 'n nuwe koninkryk, hier kom 'n nuwe empire wat Jesus Christus bring en die Romeinse eintlik groep mense begin vraagteken en sê hoor hierso kom iets en hoe word 'n een empire verslaan? Wel die ander empire val aan en neem hulle oor en wis hulle uit. Dis eintlik al hoe dit gebeur. En dan lees ons van Lukas wat baie mooi verduidelik, luister, hierdie empire lyk anders. Hierdie wederkoms, as ons dit so kan sê, lyk anders as wat julle daaraan dink. Dis nie een wat kom verslaan of kom platvee of enigiets soos dit nie. Nee, dis 'n empire wat van binne afkom. Hy skryf in sy evangelie, Lukas skryf wanneer Jesus daar praat. Dit is eintlik een van die mooiste verse wat sê as Jesus gevra word oor die nuwe koninkryk, oor die nuwe empire, dan sê hy, dis nie iets eintlik wat jy kan sien of vat nie, maar die koninkryk, die empire is onder julle voete. As ons na die Grieks gaan kyk. En dit is eintlik so mooi om te sê, wat Lukas wil sê, deur die Christene kom God se koninkryk nou. Dit is nie hierdie ding van, hier kom nou 'n persoon uit die hemel uit met 'n swaard en hy gaan alles verslaan en alles afbrand en platvee nie. Nee, nou deur die wat in hom glo, kom sy koninkryk. So, ek bedoel, wat jy sê, is my so mooi, in die opsig dat mense se verstaan van koninkryk wat aanbreek, het gewoonlik gekom met oorlog, geweld, en in een koning met 'n ander koning eintlik onttroon. En dan sy mense in sy land oorneem, en dan sy mag kom vestig, en dan sit soos 'n koninkryk, en dis natuurlik, soos jy sê, die Romeine voor bang was, as hulle hoor van die ander koninkryk, en waarom gaan dit kom? Ja. Ek wonder net, as jy nou verwydig dat hier gaan 'n hemelse leerskare opdaag en onderste bo loop nie. Maar dit sluit aan met daai man wat by Jesus se kruis sê, maar kan hy nie bid dat die legioen engele hom net kom afval nie? Nou, Jesus kan ons dit vra en dit sal gebeur. Dis 'n manier hoe ek dink die koninkryk sou kom, met die engele wat net kom oorneem. So 'n geestelike ding. So jy sê dit kom van onder af, van binne af. Ja. Dit kom eintlik van die swakkes af. Dit is eintlik wat daai teks sê, Lukas sê dit kom van die wat nie 'n stem het nie, die wat die swakste is. Waar 'n empire kom eintlik mos met jou sterkste soldate en die een met die grootste mag oorheers die ander een, verslaan die ander een. Ja, maar daai sê juist maar iets van die mooiste ding van die evangelie, as jy praat van die koninkryk kom van die swakkes af. Nou, ek sê altyd, het het Eddie Jones geweest wat Japan afgerig het daai jaar, toe hulle ons gewen het in die rugby wêreldbeker 2015. 2015, goed. Ek sê altyd myself, as Eddie Jones die Nieu-Zeelanders afgerig het, hulle wen ons. Dat niemand iets van Eddie Jones gesê nie, want ons verwag het eintlik van hierdie sterk span in 'n land wat rugby mal is soos ons. Maar die feit dat hy 'n land kan vat wat rugby nie 'n majority sport is nie,
en hy kon daai ouens afrig en hulle kon 'n sterk land soos Suid-Afrika ja. Sê eintlik iets van die afrigting. Ja. Ek sê dieselfde. Dis dieselfde van God. As hy 'n nasie uitkies, dan kies hy nie die Romeine of die Grieke of die Persiërs of China of wie ook al vandag nou uit nie. Hy kies 'n onbenullige volk en nou ek weet vir die luisteraars is dalk nou voel dit dalk nou God lasterlik, maar ek bedoel toe die Jode uit Egipte uit weggetrek het. Ons dink dat hulle ekonomies hard getref. Ons kry nie eens in die joernale van die Egiptiese tradisie enige stories van hierdie uittog eers nie. Daar's 2 uittogte gewees waarvan ons weet. En die Bybel vertel nou van hierdie een of vervleg die 2 dalk. En Egipte weet iets daarvan nie. So die Jode wat weg is, alhoewel hulle die getalle groot maak en alles, die wêreld weet nie eens van die Joodse ou volkie nie. Hulle weet niks. En God vir daai volk en plaas hy eintlik op die kaart. Ja. Ja, en werk deur hulle en later kom sy seun deur hulle en vestig sy koninkryk deur hierdie in aanhalingstekens die swak is. Ja. Die onbenullig is, mense wat ons nie van weet nie. Ja, so hierdie wederkoms van Jesus kan nie apart losgemaak word van die koninkryk of die empire van God nie. Dit kom saam. Daar is ook nie, en wanneer Jesus sê in Markus, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom, dan is dit soos in die Grieks kan jy duidelik sien, daar's niks wat verkeerd nie. Daar's niks wat, jy kan nou nie iets daaraan doen nie, dit gaan gebeur. So dit maak Jesus en die voorskrywers baie duidelik. En dis kom, in teologie noem ons dit, en Paulus skryf baie uit dit uit. Ons noem dit 'n gerealiseerde eskatologie. Okay, verduidelik vir ons luisteraars. So eskatologie beteken letterlik die studie van die eindtye, die laaste dae. En gerealiseer. En dan as ons nou sê gerealiseerd is, beteken dit gebeur reeds. So die eskatologie wat die vroeë skrywers soos Paulus veral verkondig, is een wat reeds aan die gebeur is. Dis nie een wat net nog kom nie. Dit is een wat reeds aangebreek het en dit begin nou met Jesus wat gekom het. En ons sien dit, en dit is my studieveld vir my thesis gewees, was 1 Tessalonisense 5 vers 3, en ons sien dit eintlik baie mooi daar. Ons kry hierdie vreemde teks in 1 Tessalonisense 5 vers 3, wat die skrywer sê, ek gaan vir ons lees uit 83, wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. So dit praat nou, daai hele teks, hele laaste gedeelte van Tessalonisense 1 verwys na die parousia. Nou dit is net die baie mooi Grieks vir die eindtyd. Wie die wederkoms, die eskatologiese gebeurtenis. En ons kry hierdie weird vers van wat Paulus sê, maar as hulle begin sê, alles is veilig en alles is rustig, dan gaan die wederkoms gebeur. Dan gaan God terugkom. Nou ek en jy lees dit en dan sê ons maar, okay, nou dit maak nie vir ons sin nie. So moet alles eers okay wees, alles moet eers vrede, en daar sulke idees wat nou al opgekom het, mense wat hierdie teks lees en sê, ja, daar gaan 'n tyd van vrede kom, en sonder geweld, en dan sal God kom. En baie mense koppel dit nou weer aan Trump, nee, wat hy is mos nou hierdie vredemaker, en wanneer hy nou gaan vrede maak, dan sal die Here kom. Ons het dit nou ook al gehoor, en dit kom alles van hierdie vers af. Maar eintlik lees ons daai hele vers verkeerd, want dit was dan my studieveld. Kyk, ek kan nie vir jou sê 100% dit was so nie, want jy in akademie werk dit nou nie so nie, maar ek maak argument daarvoor baie sterk, en ons baie teoloë wat dieselfde argument maak. Wat Paulus hiervan praat, is 'n gerealiseerde eskatologie, 'n wederkoms wat reeds aangebreek het. So ons weet, die Romeinse ryk het in die tyd wat Paulus veral skryf, begin baie te groot word, en hulle het leiers begin kry wat regtig nie goed was nie, wat mense erger en erger vervolg het, en hoe verder ons aangaan, hoe meer vervolging kry die Christene, soos iemand soos Nero. Nou Tessalonisense weet ons is 'n brief wat later geskryf is, en Paulus weet van hierdie vervolging, en die kerk in Thessalonika word erg vervolg.
En hierdie is 'n bekende slogan, kom ek sê so, of iets wat die Romeinse Ryk sou verkondig het. So die Romeinse Ryk het so groot geword, dat kleiner empires of lande sou hulle nie eers mee aanval nie. Hulle sou aan hulle boodskap gestuur het en gesê, luister, word deel van die Romeinse Ryk. Julle kan aanhou met alles wat julle doen, word deel van die vrede van Roma, die Pax Romana, die vrede daarvan. En ons sal vir julle vrede en sekuriteit bied. Nou die 83 vertaal dit as rustig en veilig, maar as ons dit direk vertaal, dan sê ons eintlik, wanneer hulle vrede en sekuriteit begin verkondig, dan is dit die dag van die parousia, die dag van die Here. So wat Paulus eintlik verwys is, na die slogan of die dinge wat die Romeinse Ryk verkondig het, al in daai tyd. Ja. So wat Paulus sê, hoor hierso, die kerk in Thessalonika het seker al hulle begin vra, hoor, wanneer is hierdie dag? Wanneer kom God terug? Want ons word vervolg en ons kry seer en ons kry swaar. Wanneer kom hy om ons te red? En Paulus antwoord, wanneer hulle vrede en sekuriteit begin verkondig. En daai mense lees het maar dis nou. Dis dan nou wat hulle dit verkondig. Ja. En dis die hele teologie agter die gerealiseerde eskatologie. Reeds daar, terwyl die Romeinse Ryk die Christene vervolg, terwyl hulle eintlik groei en groter word en ander lande oorword, sê Paulus vir ons en die vroeë skrywers motiveer dit ook van reeds in hierdie tyd is Christus se koninkryk besig om te kom. Dit sluit so mooi aan wat Paulus aan Thessalonisense skryf. Nou, toe in 'n gesprek wat ek en jy gehad het oor, ons het die een teks uit Lukas 17 gelees, en ek het jou geroep en gesê, kyk 'n bietjie hierna, dit was eintlik so mooi geweest. Daai ding van, dis iets wat nog gaan kom. Nou Lukas is ook heel wat later geskryf, so die ouens het ook hierdie vraag gelewe, maar hoe lyk die wederkoms op, en mense lees hierdie teks en spring na 'n wederkomsgedagte toe. Maar ek lees nog gou saam, ons het hom saam gelees na die dag. Toe die Fariseërs vir Jesus, is Lukas 17 vers 20. Toe die Fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord: die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, hier is dit of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. Dis presies wat hy in Thessalonisense sê. Nou later, dan praat hy ook mos nou van, daar sal toe op 'n bed slaap, die een sal weggeneem word, en ons het 'n bietjie ons 'n ander dag daar gesels, maar mense dink dis die wederkoms, maar daar verwys eintlik na die koms van die koninkryk. Dis nou, sien jy nou aan. Nou. Ja, en dis eintlik die teks wat ek nou ook aangehaal van die Grieks wat sê, dis daai selfde teks wat sê, as jy in die Grieks lees, die koninkryk onder julle voete. Dit is presies daai ding wat Jesus sê. Dit is waar julle loop, is die koninkryk van God nou. En dit is soveel anders as wat ons vandag. Weer eens moet sê ons nou nie dat Jesus nie terugkom nie. Dit is nie glad nie wat ons sê nie. Maar daar is nie 'n sprong tussen, of 'n gap eintlik, tussen Jesus wat gekom in die koninkryk en nou is hy weg en nou sal nie meer koninkryk nie en nou bring hy hom terug en kom vestig hom. Daar is nie. Hy is klaar in werking gestel. Die koninkryk kom hier vandag. Dit is hier. Ons lewe nou, en ons kan dit as Christene sê, ons glo ons lewe nou binne God se koninkryk. Maar is ons ook help verstaan, as jy praat van die parousia, dit was 'n optog gewees, as die konings gaan veg het in 'n ander land, ander gebied. En dan was nie sosiale media en klomp nuusberigting goed gewees nie. So, hoe die stad of die mense geweet, die koning het gewen, of die land het gewen, of nasie het gewen. So wat hulle gedoen het, is, wanneer hulle oorwin het, dan het hulle 'n paar kruisgevangenes gevat uit die mense uit. Ek kan my verbeelding gebruik, en dink hulle is in boeye gebind, en aan balke, en aan diere, en wat ook al. En hulle is in 'n optog deur die stad geneem. Dit hulle die parousia genoem. Dat hulle kan sien, maar, die oorlog is gewen. En so die koning die nuus versprei in die stad deur die kruisgevangenes terug te bring en vir hulle te wys, ons het hulle oorwin. My kop hardloop sommer ver. Ek weet die Persiese konings het plante saam teruggebring en hulle tuine geplant om hulle oorwinning so te wys. Maar in geval, dis nou ander stories. Maar hierdie geloof van die vroeë kerk, dat
wat ons hopelik vandag ook het, van die koninkryk wat hier onder ons voete is, dis nou hier, het 'n dringendheid hulle gemaak, het op 'n sekere manier nou leef. Waar ek baie keer, ek mag heeltemal verkeerd wees, persepsie en waar ons as gelowiges vandag, baie gelowiges sien uit na 'n wederkoms eendag, maar ons vergeet eintlik die koninkryk is onder ons voete. So ons leun na die wederkoms toe en vergeet van die koninkryk hier. Waar die vroeë kerk geleen het na die koninkryk en saam met die wederkoms is maar die koninkryk half een pakkie. Ja. Ek sit en dink, so ander woorde, hulle het 'n dringendheid gehad en ons het 'n ding van 'n uitstel. En ek sien dit aan ons geloof van ons gelowiges ook. Ons sien dat geloof word baie keer vir mense 'n wagkamer. Ja. Ons wag eintlik net vir die wederkoms. Intussen tyd moet ons net ons pensioen, wat mooi is, ons niks daarom nie, maar alles bymekaar maak sodat ons 'n gemaklike lewe kan hê, verwysing na die vorige potgooi opname. En eintlik is daar nie nou 'n aktiewe deelname aan 'n koninkryk. Ja. Dis ons is passief. En dis eintlik wat verlore gaan. So daai dringendheid is belangrik, want weer eens by Paulus sien ons hier, hy sê vir my, bekeer nou. Ja. Verander nou jou lewe, draai nou na God toe, want die koninkryk is hier. Ja. Mense dink baie keer, hy sê, en in sekere aspekte sê hy dit, sê hy, julle moet nou bekeer want God kom nou terug. Ja. Eintlik, hoe kyk ons nie na dit anders sê, julle moet nou bekeer want julle kan nou al deel hê van hierdie koninkryk wat reeds hier is. Dis eintlik wat hy sê. Julle kan nou deel hê van dit wat God vir ons wil gee. Die koninkryk is nou joune. So bekeer, draai na God toe en dan het jy reeds deel daaraan. En dis eintlik wat hy probeer vir ons sê en ons mis nou daai. Ons wil bekeer want ons wil eendag hemel toe gaan. Ons wil nie bekeer om nou deel te neem aan God se koninkryk nie. Ja, dit is inderdaad so. 'n ander ding wat nog hulle fokus verskuif is ook daar die vroeë kerk met eenvoud gelewe, met die ding van dis môre, oormôre, so tegen dink aan spaar of die toekoms of sulke goed nie, waar ons vandag nog glo, dit vir 2000 jaar nou nie aangebreek nie en ons moet oorleef, ons moet iets hê, waar ons eintlik begin op onsself staat maak, dalk iets met meer met ons idealisme doen as 'n gemeenskaplik, dat ons werk saam, teenoor ons elke werk vir onsself, seker maak ek is okay. En dit maak dat die vroeë kerk losser aan besittings vasgehou het, soos ons in Handelinge 2 en die ander tekste sien, Handelinge 3 en so. En dan waar die moderne kerk ons behou, bewaar, akkumuleer, maak goed bymekaar, ons betaal stoorkamers om selfs goederes in te bære. Wat ons eintlik ook nie nodig het nie, maar in 'n geval, dis effek van hierdie dringendheid teenoor 'n uitstel in ons koppe. Ja. Maar ek wil nou iets anders daarop sê dan is, jy sê 'n belangrike ding en ek dink daai gesprek gaan nog vir eeue aangaan, tot die wederkom. Gaan daai aan, moet ek nou baie spaar, moet ek pensioen, daai gesprek gaan altyd. Wat ek dink vir ons ook belangrik is, wat ek wil uitwys en wat ons vandag op mis, ons is nie net spaarsamig op aardse besittings en daai goed nie, maar ons raak spaarsamig op goed soos ons liefde, ons raak spaarsamig op vergifnis, op genade, en dis eintlik goed wat in die koninkryk moet oorvloed wees. En oorvloed van is. Soos, regtig, en ek praat baie met mense daaroor, en as jy die wêreldse persepsie oor Christene of gelowiges het, dan hoofsaaklik is dit, sien hulle baie gelowiges as die mees genadeloose mense in die samelewing, baie keer. En hoekom? Want ons is, kom ek sê nou net metafories wysing, ons is spaarsamig. Ons wil nie hierdie genade wat ons ontvang het uitleef nie. Ons wil nie mense vergewe nie. Ons wil nie liefde saai nie, of ons weet ook nie altyd hoe nie. Dit is dalk 'n ander ding, maar dit is eintlik wat die koninkryk vir ons sê, jy het nou deel van hierdie koninkryk, so jy moet nou oorvloedig lief hê. Jy moet nou mense vergewe en deel maak hiervan. Jy moet nou die goeie nuus verkondig. En hulle deel maak van iets groter. Jy moet nou genade toon. Want dis hoe die koninkryk kom na die aarde toe. Laat my baie keer dink, ek eendag het 'n teoloog gesê, hy het gesê dat God se genade is baie groter as wat die kerk dit maak. Ja. Of kan maak of wil maak. En dan dink ek, dit daar wat hy sê is baie waar. Dit sluit amper wat jy nou sê, daar is soveel oorvloed van hierdie goed. En dit is eintlik vir ons. En dit moet eintlik dringend wees. Daai is eintlik waar die dringendheid moet wees. Ons moet daar waar haat is, moet Christene eintlik
wil gaan om vrede te maak en liefde te verkondig. Ja. Wat ons nou nie doen nie, ons nou neem ons net deel aan dat. Ons neem deel aan dit. Ons skep ons eie groepe aan een kant, ons stel ons op teenoor. Ja. Ja. Of ons sê ons wil niks daarmee te doen hê nie, of ons reageer soos die wêreld reageer. Ja, ons trek laag. Ja. Afrikaanse Dit is kultuur, presies dit, ja. So, Sheldon, dis 'n baie lekker gesprek. So dit gaan nie eintlik net oor wanneer kom Christus nie. Christus het gekom. Ja, ek het jou gesê, ek gaan jou vraag tegen, die vraag is hierso, en ons hoor dit baie, dis nie net wanneer kom Christus nie, maar as hy vandag kom, hoe sal my brood anders lyk? En hy het gekom. Ja, maar dis hoekom daai laaste vraag is eintlik verkeerd, ons moet hom doodtrek, nie as hy vandag kom nie, hy het reeds gekom, sy koninkryk is reeds hier, eintlik kom Christus elke dag, as ek dit so kan sê, hy kom elke dag, sy koninkryk kom elke dag, en hoe lyk dit dan nou? Nou, dit is nou waar Christene, waar daar haat is, gaan liefde versprei. Dit is hoe die koninkryk kom. Dit is onder ons voete. Dis reg. So ons is nie passiewe deelnemers, passiewe lidmate van die koninkryk nie. Daar is nie so. Ons is aktiewe medewerkers. Saam met Christus in die wêreld vandag, hier en nou. Yes, om hierdie koninkryk verder te realiseer. Ja, en dis kom mense vra dit ook, waar is God vandag? Waar sien ons hom vandag? En mense vra, die wederkoms is naby, of hulle sê sulke goed, dan sê ek, nie naby genoeg nie, want ons doen nog steeds nie wat ons moet doen. Jy wat dit sê, die Here is naby, het jy so lief, soos dat jy moet lief hê. Vergewe is jy so genade, want dit is eintlik wat die koninkryk van jou verwag wat kom, die een wat jy nou so aanroep. Sheldon, dit was nou 'n lekker gesprek geweest. Ja, dankie. Dankie voor. Volgende keer gesels ons 'n bietjie oor 'n interessante tema oor die vroeë kerk wat nie soos ek en jy vandag kon lees en skryf in die algemeen nie, en ons wat die Bybel as boek het, en wat 'n rol speel dit ons in op ons geloof, en hoe ons dit lees en dit verstaan. Dit gaan 'n lekker gesprek wees. Sheldon, dankie vir jou tyd, dit was lekker om saam met jou te kuier. Dankie Daniel, is baie lekker.